Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir u goedheid, vir u liefde. Dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. Dankie vir u kosbare woord. Dankie dat u woord vol is van krag, van alles wat goed is. Ons wil nou ons geesmens oopmaak om hierdie woord te ontvang. Dat dit ingeplant kan word in ons, 'n deel word van ons. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Welkom almal. Ons gaan 'n bietjie deel in die woord vanmôre. My titel vir oggend is Onderskei die wil van God. Onderskei die wil van God. En ek lees met ook maar by Kolossense hoofstuk 1 van vers 9 af, daai gebed wat Paulus bid vir die Kolossense. Daar's 'n valse lering wat rondgaan in die kerke wat sê dat alles wat gebeur met jou is die wil van God. Uit die hel. Dit is heel moontlik dat daar dinge met jou kan gebeur wat glad hoegenaamd nie die wil van God is nie, wat God geen plan mee het en wat net eenvoudig van die duiwel af is. As jy nou vat in die dae van Jesus, toe daai toring omgeval het in Jerusalem en alle mense doodgeval is. Was dit nou God se plan vir hulle lewe? Glad nie. Wat het Jesus daaroor gesê? Hy het gesê dat hy het basies gesê, julle moet pas op. Julle is almal in gevaar. Want die enigste veilige plek in die wêreld is die koninkryk van God. En daai koninkryk het hy gebring. En hy het gesê die koninkryk is nie buitekant jou nie, dis binnekant jou. So die enigste manier hoe jy werklik veilig kan wees, is as jy die koninkryk binne in jou ontdek en jy begin uit die beginsels van die koninkryk lewe. Dit is jou veilige plek. Dis hoekom hy in Johannes 10 vers 9 sê dat hy is die deur, die wettige toegang tot die koninkryk. En as ons deur hom ingaan in die koninkryk, kan ons ingaan en uitgaan. En as twee dinge wat ons gaan kry, sê Johannes 10 vers 9, veiligheid en voorsiening in die koninkryk. Buite die koninkryk is daar nie veiligheid nie. Torings val op mense. En daar's nie voorsiening nie. Mense is arm, hulle sukkel. Maar dis nie die wil van God nie, dis nie die plan van God nie. God se wil en sy plan is nooit gebrek en armoede en die vloek. Die vloek is nie God se plan nie. God is 'n God van seën. Amen. So kom ons kyk 'n bietjie na Kolossense 1 vanaf vers 9. Daarom hou ons ook nie op nie van die dag af wat ons dit gehoor het om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil. So dis waaroor die hele gebed gaan. Die hele gebed in Kolossense 1 gaan dat hy bid vir hierdie klompie in Kolossense dat hulle mag weet wat is God se wil. Nou as alles wat gebeur God se wil is, waarvoor is die gebed nodig? Alles is mos nou God se wil. Maar dis nie waar nie, né? Daar's baie dinge wat nie God se wil is nie wat gebeur elke dag. So jy moet vervul word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. En nou wat gaan gebeur met jou as jy gevul word met die kennis van sy wil? Hy noem dit, sodat julle waardiglik voor die Here mag wandel, om hom in alles te behaag, en julle in elke goeie werk vrug mag dra. So dis goeie goeders. As jy gevul word met die kennis van sy wil, en jy weet, is dit God se wil dat ek genees word of nie? Is dit God se wil dat ek wedergebore word of nie? Jy kan nie die evangelie bring aan mense en sê, moontlik is dit God se wil dat jy gered word. Ons is nie seker nie. Jy gaan nie 'n baie goeie evangelis wees. Jy moet weet, jy moet vir die mense kan sê, mense, Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dit is God se wil, dat jy wedergebore word. Amen. Nou, hoekom twyfel jy dan oor genesing? Hoekom twyfel jy oor alles anders wat God voorsien? Dis op dieselfde basis, dis dieselfde offer. Vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig, sodat jy waardiglik voor die Here mag wandel, om in alles te behaag en jy in elke goeie werk vrug mag dra en in die kennis van God mag groei en met alle krag bekragtig word. So die kennis van sy wil bring krag.
As jy weet, 100%, jou hart is oortuig, genesing in my liggaam is God se wil, dan kom daar krag vir genesing. As jy twyfel, as jy bid, Here, genees my as dit U wil is. Ek het nog nooit van iemand gehoord genees is met daai gebed nie. Dis 'n patetiese, swak, godsdienstige gekerm. Dis eintlik al wat dit is. As dit U wil is. Vind uit wat sy wil is. Word vervul met die kennis van sy wil. Verstaan julle? Nou, daar's verskillende tipes gebed. Daar is 'n gebed wat van geloof, en die gebed van geloof is gebaseer op die woord van God. God se woord is die wil van God. Anders sou dit 'n leienaar maak. Maar daar is sekere goeders wat nie noodwendig in die woord staan nie. En jy wonder, moet ek die kant toe gaan of daai kant toe gaan? Moet ek in hierdie dorp bly of daai dorp bly? Dit staan in die Bybel geskryf. Jy moet sy stem hoor. En jy moet jouself toewy aan hom. Dis 'n ander gebed. Waar Jesus byvoorbeeld gebid het in die tuin van Eden, in die tuin van Getsemane, in die tuin van Getsemane het hy gesê, laat U wil geskied. Dis 'n gebed van toewyding. Hy het homself toegewy, hy het klaar geweet wat sy wil is. Maar as ek kom op grond van beloftes in die woord, dan kan ek nie onsekerheid hê nie. Dan moet ek daai belofte intern in myself inbou. Met alle krag bekragtig word volgens die mag van sy heerlikheid, tot alle lydsaamheid en lankmoedigheid met blydskap, en die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Dit alles gaan nog terug na kennis van sy wil. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgelewer het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, die vergifnis van die sondes. So as ons hierso daai woord sodat sien in vers 10, dan skryf ons die volgende neer, waardig, sodat jy waardig voor die Here kan wandel, hom behaag, vrug kan dra, groei, krag hê, bekwaam wees, 'n erfgenaam wees. Alles hang af van jou kennis van sy wil. En sy woord is sy wil. Jy moet weet wat die woord sê. Jy moet dit, jou hart moet dit weet. Dis een ding dat jou kop dit weet, want as jou kop dit weet, dan is jy nog in die mental realm. Wat is Afrikaanse mental? Die denke, die realm van die denke. Jy is nog in die intellektuele realm. In die intellektuele realm gaan jy niks ontvang nie. God is nie 'n groot intellek nie. God is 'n gees. Hy is gees. So jy moet jou gees aktiveer. Jy moet die woord intern inbou in jou hart in. Dit begin deur wat jy sien en wat jy sê en wat jy mediteer, maar wanneer jy die Here loof en prys en jy begin geestelike aktiwiteit toepas, dan kan jy die woord inbou in jou gees. En dis waar jy begin ontvang. Dis waar jy begin krag ervaar. 1 Korintiërs hoofstuk 2, ons kyk na die wil van God, vers 7, maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van ewigheid af voorbeskik het, tot ons heerlikheid. So kyk na die woordjie was, dit was bedek, nee, dis nie meer nie. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van 'n mens nie opgekom het, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Hy praat nie van die Heilige Gees nie, hy praat van jou menslike gees. Die Heilige Gees ondersoek nie die dieptes van God nie. Hoekom sou hy? Hy is God. Dit is jou gees, wanneer die Heilige Gees in jou woon, wanneer jy een is met hom, wat geheimenisse leer ken. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Nou openbaar dit aan jou gees. Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit guns geskenk het.
baie belangrik. Jy moet die wil van God weet. Jy moet dit onderskei. As jy die wil van God ken, dan kan jy krag hê. As jy die wil van God ken, dan kan jy oorwinning hê en oorwinning sien. Amen. As jy die wil van God ken, dan kan die duiwel nie toegang kry tot jou lewe nie. Die duiwel kan jou nie mislei nie. Die duiwel kan nie met decepsie kom nie, want jy ken God se wil. En jy weet sy wil is goed. Sy wil is amazing. Die duiwel gaan altyd probeer sê, maar God se wil is nie so goed nie. Maar hy is volmaakte goedheid. Sodat ons kan weet wat God ons uit guns geskenk het. En dit is waaroor die wil gaan. Jy moet weet wat aan jou geskenk is. Daar is sekere dinge wat aan jou behoort, omdat jy aan Jesus behoort. Dit is joune. Dit is geskenk aan jou. Dit behoort aan jou. En die eerste stap om dit te ontvang, moet jy weet is joune. As jy nie seker is of genesing joune is nie, dan gaan jy dit nie ontvang nie. Maar as jy weet, deur sy wonde is ek genees, dan ontvang jy dit. Dit behoort, genesing behoort aan my. Dis die brood van die kinders. Dis wat Jesus gesê het. Hy het gesê, genesing is die brood van die kinders. Amen. Dit behoort aan my. Voorsiening in my finansies behoort aan my, want die seun van Abraham is myne. Kom ons kyk nou na Romeine 12. Romeine 12 van vers 1 af. Ek vermaan julle dan broers by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dis julle redelike godsdiens. En word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle denke, sodat julle kan beproef of bewys lewer wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So hy noem 3 dinge wat God se wil is. God se wil is goed, dit is welgevallig en dis volmaak. En dan sê hy dat ons is geroep om bewys te lewer dat God se wil goed is. Ons is geroep om bewys te lewer dat God se wil welgevallig is. Ons is geroep om bewys te lewer dat God se wil volmaak is. Maar ons gaan dit nie reg kry as ons nie vernuwing van ons denke ondergaan nie. As ons in godsdiens vasgevang word, wat vir ons sê elke negatiewe ding wat my gebeur, is die wil van God. God probeer my iets leer, dan gaan ek nie hierdie ervaar in my lewe nie, want ek is mislei. Die Amplified Bible sê dan vers 2, so that you prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. Nou goed, Galasiërs 1. Ons gaan na Galasiërs 1 toe. Nou ons weet dat daar 'n verskil tussen wedergeboorte en redding. Wedergeboorte is in iets in, redding is uit iets uit. Ek word gebore in 'n familie en ek kry 'n naam. So ek word gebore nou, wanneer ek wedergebore word in die familie van God. En ek kry die naam van Jesus. Dis my naam. Maar in die klem val op waarin ek beweeg, nie waaruit ek kom nie. Met redding val die klem weer waarvan ek gered word, nie waarin ek gaan nie. So ek word gered van, seentjie word gered van krokodil, nie in kar in nie, van krokodil, dit is waaroor dit gaan. So ek word gered van siekte, ek word gered van gebrek, ek word gered van die vloek wat oor die aarde gekom het, word ek gered van. Hierso sê hy, vanaf vers 1, Galasiërs 1:1, Paulus, 'n apostel, nie vanweë mense of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader, wat hom uit die dode opgewek het. En al die broers wat by my is, aan die gemeentes van Galasië, guns vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Jy moet dit vat, né? Guns vir jou. Guns vir jou, vrede vir jou, van God die Vader. Guns vir jou, vrede vir jou, van ons Here Jesus Christus. Wat homself gegee het vir jou sondes, sodat hy jou kan uitred. Sien jy, redding is uit iets uit. Uit die teenwoordige, bose wêreld, volgens die wil van ons God
en Vader. So nou sien ons weer eens God se wil. So God se wil, die wil van God ons Vader, is dat ons uitgered moet word uit die teenwoordige bose wêreld. God is nie boos nie. Die wêreld is boos. So die boosheid in die wêreld is nie uit God uit of van God nie. As jy om jou kyk en jy sien boosheid en jy sien mense wat vermoor word en mense van wie gesteel word, dan dink jy in Johannes 10 vers 10 wat sê die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan hê. Maar jy gaan nie outomaties lewe en oorvloed hê, al is jy wedergebore, as jy moet dit vat. Wat homself gegee het, so mense vrou kom doen die Here nie iets nie, hy het klaar iets gedoen, hy het homself gegee vir jou sondes, hoekom ontvang jy nie bietjie nie, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. So onderskei dat dit God se wil is, dat jy op 'n vlak moet lewe in die koninkryk van God, uitgered uit die teenwoordige bose wêreld. Dat die boosheid in hierdie wêreld geen vat of hou vas op jou kan hê. Romeine 5:17 sê, want as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle, wat die oorvloed van die guns en die geskenk van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers. Watter lewe? Die lewe. Deur die een, Jesus Christus. Wie gaan heers? Net die wat kan ontvang. Twee dinge ontvang, die geskenk van geregtigheid en oorvloed van guns. Die Amplified sê as volg: For if because of one man's trespass, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting themselves into right standing with himself, reign as kings in this life. Halleluja. Die wat ontvang, heers soos konings. Die wat kan ontvang. Die Jode kon nie ontvang nie, want hulle het hulle eie geregtigheid probeer oprig, en hulle nie aan die geregtigheid van God onderwerp nie, né? Hulle wou geregtigheid hê deur werke. Ek hou die wet hier, ek hou die wet daar. Nie goed genoeg nie. For if because of one man's trespass, lapse, offense, death reigned through that one, much more surely will those who receive God's overflowing grace, unmerited favor, and the free gift of righteousness, putting themselves into right standing with himself, reign as kings in life through the one man, Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One. Goed, so ons moet in posisie kom om te ontvang. Nou, Romeine 5:1 en 2 gee vir ons die posisie wat nodig is. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, geniet ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan, die posisie van guns. Dis die posisie om te ontvang. Deur geloof gaan staan jy in 'n posisie van guns. Ons kom in posisie om te ontvang. Jy moet voortdurend jouself in posisie hou. Jy moet voortdurend jouself hou in die liefde wat God vir jou het. Sy liefde te glo. Wanneer ek sy liefde glo vir my, weier om die leuns van die duiwel te glo aangaande my lewe, maar ek glo sy liefde vir my, dan bly ek in hom. Dis hoe ek in hom bly. En hy het gesê in Johannes 15, as ek in hom bly en sy woorde bly in my, sal ek vra net wat ek wil hê en ek sal dit kry. So al wat ek moet doen is ek moet myself voortdurend hou in sy liefde vir my. Sy liefde te glo vir my. En voortdurend sy woord in my laat wees. So die koninkryk is aan die binnekant. En die aanslag is op die denke. Altyd. Elkeen van ons se lewens. Die aanslag is op jou denke. En dis waar jy moet staan. As jy die woorde van Jesus doen, dan sal jy staande bly. As jy kan staan op die woord, maak nie saak hoe groot die aanslag is nie, dan pas jy die toets. Amen. Jy kan nie doen wat God moet doen nie, maar jy kan staan op die woord. Jy kan staan op die woord. En as jy op die woord staan, dan slaag jy die toets.
Nou kom ons kyk na Romeine 4, maar ons is nou oor by Romeine 5, 1 en 2, so ons gaan net 'n paar versies op, Romeine 4:17. Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, vir die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. Hoe? Soos die sterre aan die hemel, en die sand aan die seestrand, onthou julle? So dit beteken, Abraham het een prentjie gebruik om 'n ander prentjie te vervang. Die negatiewe prentjie was sy eie liggaam, 100 jaar oud. Die positiewe prentjie was die sterre aan die hemel en die sand aan die seestrand. Dis hoekom hy sê, hy het teen hoop op hoop geglo. Hy het die een prentjie verplaas met die ander prentjie, totdat sy gees dit geglo het. En dis wat jy ook moet doen. Jy moet prentjies verplaas. Die vyand gaan jou denke aanval met negatiewe prentjies. Negatiewe gedagtes, negatiewe prentjies. Jy sien jouself oud oor die muur. Jy sien jouself arm, jy sien jouself siek naderhand. En as jy daai negatiewe prentjie het, dan het hy jou. Dit is 'n negatiewe hoop. Maar ek kan dit verplaas as ek die woord vat en ek begin 'n prentjie bou wat die woord vir my sê. Die woord sê, deur sy wonde is ek genees. Die woord sê, my God sal voorsien in al my behoeftes, na sy rykdom in heerlikheid in Christus Jesus. Die woord sê, ek is die saad van Abraham. Ek is geseënd met die seën van Abraham, deur die bloed van Jesus. Jy moet begin identiteit ontwikkel, en begin rondloop, soos iemand wat die saad van Abraham is. Amen. Sonder om te verswak in die geloof het hy, al was hy om dit 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, wat al reeds verstorwe was, en die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. Hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof, en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig, dat hy ook die mag het om te doen, wat hy beloof het. So jy roep, jy sien, en jy staan. Dis jou 3 dinge wat jy moet doen. Jy roep, wat jy nodig het. Jy sien dit, en jy staan. Dat julle daai hoofman oor 100, het vir Jesus gesê, dis nie nodig dat jy in my huis inkom nie, want ek is 'n man onder gesag, en ek het soldate onder my. Vir die een sê ek, gaan, en hy gaan, vir die een kom, en hy kom, vir die een doen dit, en hy doen dit. Jy kan dit ook doen. Gaan, kom, doen dit. Nou goed, Jakobus 1, en dit wil ek lees in die Amplified, Jakobus 1 vers 17. Vers 17. Every good gift and every perfect, free, large and full gift is from above. It comes down from the Father of all that gives light, in the shining of whom there can be no variation, rising or setting, or shadow cast by his turning as an eclipse. And it was of his own free will that he gave us birth as sons by his word of truth, so that we should be a kind of first fruits of his creatures, a sample of what he had created to be consecrated to himself. Understand this, my beloved brethren, that every man be quick to hear, a ready listener, slow to speak, and slow to take offense and to get angry. For man's anger does not promote the righteousness God wishes and requires. So get rid of all uncleanness and the rampant outgrowth of wickedness, and in a humble, gentle, and modest spirit, receive and welcome the word, which implanted and rooted in your hearts contains the power to save your souls. So wanneer hierdie woord wat jy ontvang, die een vertaling sê engrafted, jy engraft daai woord in jou. Die woord bevat die krag. As jy wonder waar is God se krag? Dit is in sy woord. Wil jy graag sy krag ervaar? Vat die woord en plant dit in jou gees in. Dan ontplof dit. Dan kom daar krag. Dis wanneer ek die woord, hy sê, kom ons lees weer. Understand this, my beloved brethren. Rid of all uncleanness and the rampant outgrowth of wickedness, and in a humble, gentle, modest spirit receive
and welcome the word, which implanted and rooted in your hearts, contains the power to save your souls. Hy praat nie van jou gees nie, hy praat van jou siel. Jou siel is jou denke, jou wil en jou emosies. Jy is klaar wedergebore, hy praat klaar van brethren. Okay, so die ou is klaar wedergebore, hy praat nie van wedergeboorte hier nie, die ou is klaar wedergebore, maar hy het nodig om sy siel te red. Want hy is wedergebore, maar hy is nog in depressie. Hy is wedergebore, hy is nog in vrees. Hy is wedergebore, hy is nog in 'n negatiewe denkpatroon vasgevang. Hy het nodig om sy siel te red. Hy sê die woord bevat die krag om depressie uit jou uit te kry, om jou siel te red, om vrees uit jou uit te kry. Amen. Plant dit in jou gees in. But be doers of the word, obey the message, and not merely listeners to it, betraying yourselves into deception by reasoning contrary to the truth. For if anyone listens to the word without obeying it and being a doer of it, he is like a man who looks carefully at his own natural face in a mirror. For he thoughtfully observes himself and then goes off and promptly forgets what he was like. But he who looks carefully into the faultless law, the law of liberty, and is faithful to it and preserves in looking into it. So jy hou die woord voor jou oë in alle tye. Being not a heedless listener who forgets, but an active doer who obeys, he shall be blessed in his doing. Geseën, bekragtig om suksesvol te wees in alles wat jy doen. Halleluja. So dit word deel van jou. Onthou 2 Petrus 1 vers 1 tot 4. Ons praat van die kosbare beloftes wat jou 'n deelgenoot maak van die goddelike natuur. Jy plant hom in jou gees in. Nou, die seën van Abraham. Iets prakties om te gaan doen hierdie week. Ek wil hê ons moet mediteer op hierdie ding van die seën van Abraham. Galasiërs 3 vers 13 en 14. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word, want daar is geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Dit staan in Deuteronomium 23. Sodat die seën van Abraham na die heidene kan kom in Christus Jesus, dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. So ons sien hier in vers 29, en as jy aan Christus behoort, dan is jy die saad van Abraham en volgens die belofte erfgename. So die saad van Abraham is geseën met die seën van Abraham. Kom ons sê dit saam, die saad van Abraham is geseënd met die seën van Abraham. Halleluja. Hy sê, as jy aan Christus behoort, dan is jy die saad van Abraham. Halleluja. Jy beter dit mediteer, jy beter daaraan dink, elke dag, elke môre, as jy wakker word, moet jy vir jouself sê, ek is die saad van Abraham, ek is geseënd in hierdie dag. Jy sien, hierdie seën word die bron van elke goeie ding in jou lewe. En hierdie seën is so omvattend, dat jy het niks nodig buite die seën van Abraham. Dit omvat elke area van jou lewe. As jy nou kyk na Deuteronomium 28, jy sal sien dat dit omvat alles in jou lewe, word omvat deur die seën van Abraham. Dit is jou bron. En jy wil niks doen in jou lewe wat daai seën blok nie. Omdat as jy jouself probeer help, dan gaan jy dit blok. So sê net maar, jy het nie genoeg nie, nou steel jy iets. Dat jy jouself probeer help, nee, wat het jy gedoen? Wel, jy het die seën geblok. Die Here kan nie seën wat jy doen nie. Jy het dit geblok. Daar's baie maniere van steel. Amen. Hierdie seën word my fokuspunt. Dit word my quest, as ek dit so kan stel, om dit ten volle te manifesteer in my lewe. Dit bring vreugde aan die Hemelse Vader, wanneer ek ten volle wandel in wat hy gekoop het deur sy eie bloed. So kom ons kyk na Deuteronomium 28. Ek wil daar spesifiek gaan kyk wat is daai seën, 'n prentjie kry van daai seën. En ek wil hom weer in die Amplified lees. Dit is 'n bietjie 'n ander vertaling hoor, van vers 1 tot 14. If you will listen diligently to the voice of the Lord your God, being watchful to do all his commandments which I command you this day, the Lord your God will set you high above all the nations
of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you, if you heed the voice of the Lord your God. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the field. Blessed shall be the fruit of your body, and the fruit of your ground, and the fruit of your beasts, the increase of your cattle, and the young of your flock. Blessed shall be your basket and your kneading trough. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. The Lord shall cause your enemies who rise up against you to be defeated before your face. They shall come out against you one way, and flee before you 7 ways. The Lord shall command the blessing upon you in your storehouse and in all that you undertake, and he will bless you in the land which the Lord your God gives you. The Lord will establish you as a people holy to himself, as he has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in his ways. And all people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. And the Lord shall make you have a surplus of prosperity through the fruit of your body. A surplus of prosperity of your livestock and of your ground in the land which the Lord swore to your fathers to give you. The Lord shall open to you, surplus beteken jy te veel, meer as wat jy self kan gebruik, a surplus. The Lord shall open to you his good treasure, the heavens, to give the rain of your land in its season, and to bless all the work of your hands. And you shall lend to many nations, but you shall not borrow. And the Lord shall make you head and not the tail. You shall be above only, and you shall not be beneath, if you heed the commandments of the Lord your God, which I command you this day, and are watchful to do them. And you shall not turn aside from any of the words which I command you this day, to the right hand or to the left, to go after other gods, to serve them. So ons sien 'n prentjie van God se wil. Daar's God se wil. God se wil is nie die vloek nie, sy wil is die seën. Amen. Hy wil jou geseën hê in elke area van jou lewe. Hy het homself gegee vir jou sondes, sodat hy jou kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, sodat jy kan leef in die seën van Abraham, wat hy betaal het vir jou. Amen. En hy gee vir jou die beginsels. Hy soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. So die koninkryk is binne in my. Ek moet iets soek wat in die binnekant van my is. Dit gaan oor my gedagtes, dit gaan oor my woorde. Amen. Om in die gees te wandel. Hy sê daar's dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Romeine 8, né? En dan sê hy 'n paar verse later, jou gedagtes bepaal of jy in die gees wandel of in die vlees. Wat jy dink, bepaal watter geeswet jy aktiveer. So dis hoekom die aanslag op jou denke so konstant kan wees. En dis hoekom jy moet die aanslag in jou denke wen. En een van die beste maniere om die aanslag in my denke te wen is net die Here te loof en te prys. Want as die duiwel my bombardeer in my denke en ek besef hierdie is die duiwel, wat kan ek doen? Ek kan hom loof en prys. Ek kan die Here loof en prys. En ek kan die duiwel stil maak. Hy kan nie 'n woord inkry nie, want ek loof en prys die Here. Goed, ek wil afsluit met 1 Samuel 17. Ons gaan kyk na Dawid en Goliat. Dis mos exciting. Ek wil net 'n paar beginsels uitwys wat ek hier gesien het nou. Vers 32. En Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed tog nie ter wille vir hom sink nie. Die dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. 1 Samuel 17, vers 33. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. Daarop sê Dawid aan Saul, die dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek uit agter hom aan en verslaan hom en ruk dit uit sy bek uit, en my aanval gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. Verder sê Dawid, die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van hierdie Filistyn. Jy sien een van die beginsels wat Dawid toegepas het in sy oorwinning oor Goliat,
was hy het verklaringe gemaak en hy het woorde gespreek en hy het geantwoord. Hy was nie stom geslaan nie. Al die ander was stom geslaan deur Goliat. Nie Dawid nie. Dawid het gepraat. En hy het spesifieke dinge gesê. Vers 45. Maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem en die lyke van die leers van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet, Israel 'n God het. Dan sal jy die hele menigte moet erken, dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. So, Dawid het verklaringe gemaak, hy het gepraat met die reus. Amen. Al die ander het gepraat oor die reus. Hoeveel mense ken jy wat praat oor die weer? En hoeveel mense ken jy wat praat met die weer? Hoeveel mense ken jy, Christene, wat praat oor hulle siektes? En hoeveel mense of Christene ken jy wat praat met hulle siektes? Wat is die mees algemene? As iemand bel en sê, ek het 'n koors, wat sê jy vir hom? Het jy 'n Panado geneem? Dis wat die algemeenste gesê word, né? Maar wat het Jesus met 'n koors gedoen? Is Petrus se skoonma? Hy het die koors bestraf. Hoeveel Christene ken jy wat sê, het jy al gepraat met die koors? Maar dit behoort nie normaal te wees, né? Ons moet praat met die goeters. Praat met dit. Praat met die probleem. As dit nie in lyn met die seun van Abraham is nie, moet daarmee gepraat word. Want dit moet in lyn kom met die seun van Abraham, want dis die wil van God. En dit bring vreugde aan God. Dit behaag hom, sê Kolossense 1. Wanneer ek sy wil ken en ek sy wil doen. Wanneer ek besef, hierdie siekte is nie God se wil nie. En ek gaan dit aanspreek in my lewe. Hierdie gebrek in my lewe is nie God se wil nie. Ek behoort aan hom, ek is sy seun, sy dogter. Ek moet nie gebrek hê nie. Ek gaan praat met die gebrek. Ek gaan sê gebrek, hef jou op en werp jou in die see. Amen. Ek roep voorsiening in my lewe in. Ek roep voorsiening. Oorvloed. In vers 25 van 1 Samuel 17. En die manne van Israel sê, het jy die man gesien wat daar opkom? Want hy kom op om Israel uit te daag, en die koning sal die man wat hom verslaan, oorlaai met groot rykdom. Ook sal hy sy dogter aan hom gee, en sy familie in Israel vrygestel word van belasting. So daar is al die voordele wat Dawid gesien het. Hy het gesien, die koning gee groot rykdom, hy trou dadelik in royalty in, en dit is die grootste taxbreak wat hy nog ooit in sy lewe gekry het. Hy word vrygestel van belasting. Nie net hy nie, maar sy hele familie. So jy sien, jou oorwinnings, wat jy oorwin, beïnvloed die mense rondom jou ook. Jy beïnvloed jou hele familie. Amen. Jy beïnvloed almal wat in kontak kom met jou, as jy kan staande bly, en jy kan die woord in jou mond insit, en in jou hart insit, en jy kan die wil van God ken, jy kan die wil van God toepas. Amen. Dan gaan jy wonderlike dinge sien gebeur in jou lewe. Kom ons vat hierdie uitdaging, kom ons word mense van die koninkryk, mense wat hierdie koninkryksbeginsels gryp, wat dit toepas, wat dit doen elke dag, wat doeners daarvan is. En ons sien die seën van die Here manifesteer in ons lewens. Amen. Kom ons bid. Dankie Hemelse Vader vir die liefde, dankie vir die kosbare woord wat U vir ons gee. Ons ontvang dit in ons gees, ons neem die besluit voor U om doeners daarvan te wees, nie net hoorders wat onsself bedrieg nie, maar om te praat met dinge, te praat met probleme, om die woord in ons mond te hou, in ons hart in te graveer, met sagmoedigheid te ontvang, dat dit deel word van ons. Ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Halleluja. Right, ons gaan nagmaal geniet vanoggend. 1 Korintiërs hoofstuk 10 is die hoofstuk wat ons deesdae deel rondom die nagmaal. En die interessante ding van 1 Korintiërs 10 is, dat Paulus het hierdie openbaring ontvang, wat nie eens daar was die aand nie. Hy was nie daar.
Hy was nie een van die 12 wat in die bokamer was nie, maar tog wys die Here vir Paulus dinge in Openbaring wat nie een van die ander weet nie. In vers 23 sê, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. En die gedagtenis daar is om te onthou wat hy gekoop het en wat hy betaal het met sy liggaam. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want hy het 'n beter verbond vir ons gekoop. Amen, gebaseer op beter beloftes. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Jy verkondig wat die dood gedoen het. Die dood het iets gedoen, die dood het iets beteken. Amen. Jesus se dood was nie net 'n dood nie. Dit was 'n dood wat gelei het tot 'n opstanding. Want wie op onwaardige wyse van hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swak is en sieklik is en 'n aantal het ontslaap. So daar's 'n progressie, swak, sieklik en vroegtydig dood. En die rede ook wat gebeur het, hier's 'n waarskuwing wat Jesus vir hulle gee, dat as jy nie die liggaam onderskei nie, dan stel jy jouself oop vir die duiwel, dat hy jou kan aanval. Want jou veiligheid is 'n deel van die liggaam te wees. En dit is 'n progressie van eers swak, dan sieklik en dan te vroeg doodgaan. So, en daar's twee verbande hier. So die een is die fisies, die liggaam van Jesus wat gebreek is sodat my liggaam heel kan wees. Hy is in my plek gegeesel. Hy is in my plek op die kruishout vasgenaal. Hy het in my plek sonde op hom geneem. Hy het in my plek die hel ervaar. Sodat ek niks van daai goeders hoef te doen nie. Dis in my plek gewees. Ek moet dit onderskei. Dat as daar 'n siekte op my liggaam kom, is die siekte onwettig, want Jesus het reeds in my plek gedra. Die tweede applikasie is dat die liggaam is ons. Hierdie gemeente is 'n liggaam. Dis die liggaam van Jesus. En elkeen van ons het 'n plek en 'n rol in hierdie liggaam. So as jy jou plek in hierdie liggaam ernstig opneem, dan bring dit 'n groot beskerming oor jou lewe. Maar as jy jou plek in hierdie liggaam ligtelik opneem, dan stel jy jouself oop vir aanvalle. En dit manifesteer in 'n swakheid. So wat jy in die liggaam doen, gebeur met jou liggaam. Amen. So as ek die liggaam seën en ek help die liggaam, dan word my liggaam outomaties gebless daardeur. Want as ons self beoordeel, sou ons nie geoordeel word nie, maar as ons geoordeel word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. Daarom my broers, as julle saamkom te eet, wag vir mekaar. So die groot ding is hierso, dat die nagmaal is 'n geleentheid om te ontvang. Dit is 'n geleentheid om te ontvang genesing. Dis kontak met Jesus as ons hoëpriester. En onthou, dit is sy hedendaagse bediening. Hy is vandag ons hoëpriester. Dit gaan terug na die orde van Melchisedek, waar Abraham deur Melchisedek bedien was met brood en wyn. Genesis 14. So ons kry kontak met Jesus as hoëpriester. In die hande van die hoëpriester is die seun. So wanneer ek nou deelneem hieraan, dan moet ek onderskei. Dit is 'n geleentheid vir my nou om te ontvang direk van Jesus af. Ek ontvang guns, ek ontvang seën, ek ontvang die salwing. Onthou, hy is die gesalfde een, lasverwyderende, jeukvernietigende krag. So as ek hierdie reg doen, dan ontvang ek lasverwyderende, jeukvernietigende krag. Jy moenie hier uitloop met 'n las of 'n juk nie. Amen. Ons gaan nou laste en juke vernietig. So ons gaan eers die brood eet. Wanneer ons dit eet, onthou ons dat hy het sy liggaam laat breek
sodat jou liggaam heel kan wees. Hy het jou liggaam gekoop. So jou liggaam behoort aan hom, die een wat jou lief het, sodat geen siekte 'n plek het in jou liggaam nie. So kom ons ontvang dit eers. Dankie Here Jesus, dat ons liggame belangrik is vir U. Dat U liggaam laat breek het, sodat ons liggame heel kan wees. Dat deur U wonde is daar genesing gekoop en betaal vir ons liggame. Ons ontvang dit nou en ons verklaar, deur die bloed van Jesus is ons genees. In Jesus naam. Amen. Halleluja. So die bloed is gestort, sodat jou sonde van jou verwyder kan word, so ver as die ooste van die weste. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir jou gemaak, sodat jy kan word die geregtigheid van God in hom. Dit beteken dat hierdie bloed het jou sonde weggevat. Jou sonde was op hom. Sodat maak nie saak wat jy gedoen het nie, jy is vry, jy is vergewe. En jy staan nou volmaak, jy staan voor hom as die geregtigheid van God. Geen mens kan 'n hand na jou wys nie, want dan moet hulle hand na God wys. Want jou geregtigheid is God se geregtigheid. En dis wat die bloed vir ons sê. Dankie Here Jesus. Ons ontvang 100% volmaakte vergifnis. Ons verklaar, deur hierdie bloed is ons die geregtigheid van God. En ons staan volmaak voor U. En ons dank U daarvoor, as U kinders. In Jesus naam. Amen. Halleluja.